Jona en die vis. Ontmoet vir Jona. Jona was 'n profeet. Dit beteken dat hy vir mense moes vertel dinge wat hy by Jawe gehoor het. Jawe het vir Jona gesê om na Ninive te gaan, want die mense daar het slegte dinge gedoen. Jona wou nie dit doen nie. Hy besluit om iewers anders heen te gaan. Hy wou vir Jawe wegvlug. Jona het toe op 'n skip geklim wat in die teenoorgestelde rigting na Tarsis sou vaar. Jawe het 'n vreeslike sterk wind en 'n storm gestuur en almal was bang dat die boot sou sink. Die matrose het alles probeer om hulle te red. Jona het lekker gelê en slaap. Die kaptein het na hom gegaan en gesê: "Hoe kan jy slaap in hierdie storm? Word wakker en bid vir jou God om ons te red." Almal op die skip het uitgevind dat Jawe die storm gestuur het om Jona te straf. Hulle vra toe vir hom: "Wie is jy? Hoekom gebeur hierdie met ons?" Jona het hulle vertel en gesê dat sy God die enigste ware God is wat die see gemaak het. Jona het gesê dat hulle hom in die see moet gooi sodat die storm sal bedaar. No, why? Hulle wou nie, maar het gou agtergekom dat hulle nie 'n ander keuse het nie. Die matrose het Jawe gevra vir vergifnis en hulle het Jona in die see gegooi. Die storm het dadelik opgehou. Die matrose was verstom oor Jawe se krag en het hom dadelik aanbid. Jawe het 'n groot vis gestuur om Jona in te sluk. Jona was binne in die vis vir 3 dae en 3 nagte. Jona het gebid en om vergifnis gevra en Jawe het die vis beveel om Jona uit te spoeg. Jawe het Jona weer beveel om na Ninive te gaan en hierdie keer het Jona na Jawe geluister. Hy is reguit na Ninive toe. Die mense van Ninive het na Jona geluister. Hulle het opgehou om slegte dinge te doen. Hulle het gekies om Jawe te volg en Jawe het hulle gered.